Ons staan hier so by Campagna-stasie in Porto, of jy kan by São Bento opklim in Porto, en hier vanaf gaan ons vertrek in die Douro-vallei op, langs die Douro-rivier. Die Douro-rivier kom uit Spanje uit, en is ongeveer 897 kilometer lang, en het begin by Salamanca, na provinsie van Spanje, en het loop heel pad tot by Porto, waar dit in die see gaan. Die hele vallei is bekend daarvoor, wêreldwyd bekend daarvoor, vir die produsering van portwyne, en sy klimaat is so uniek, en een van die dinge wat 'n ou moet doen, is ou moet gaan port proe, ergens op die roete. Om die eerste 127 kilometer tot by Pinau te ry, af te klim, paar dae te spandeer en dan verder die route te vat na Porquinho toe. Dit is nog so verdere 67 kilometer op. En daar draai die trein dan om en dan weer heelpad terug. En dit was ongelooflike, net om langs die mooi rivier en die wingerde en al die dorpies en stasies te ry, was 'n ongelooflike ervaring gewees. Mrs. Old. I saw it in 2017, so it's so spectacular. Yeah, so great. They're gonna put that it's like a friends of friends thing. Oh my God. Yeah, yeah. Where was I? In the row? Yeah. Ja, hier kom ons nou by Pinau aan. Dit is gewoonlik 'n stasie waar die Pinau rivier en die Douro rivier by mekaar kom en die dorpie, ek dink een van die grootste dorpies in die omgewing is. En net om hier af te klim en bietjie te ervaar is ongelooflik. En hier vanaf het ons weer verder hoed vasgedruk op pad na Porquinho toe. Ja, ik dacht dat hier bovenin zit, maar... Ik zei Alexander, ik denk dat mijn verkeerde kamer zit. Het is wel schouder als ik dat. En ik zei Alexander, ik denk dat ik in de verkeerde kamer zit, dat mijn kamer is. Zo is het. Hij zat in de verkeerde kamer. Zelfs bij ons gedaan. Alegria.
Dat is gewoon een uurspunt, dat zit er ook niet van maken. Ja, wacht. Wat je dan? Helemaal vader zijn. Scholen moet eraan, hè? Alleen die al is er. Al een keer van Hier kom ons nou by Pokeno aan en die trein word getrek deur diesellokomotiewe en hier draai die diesellokomotiewe om en word aan die ander kant gesit en dan sleep hulle die hele trein weer terug. In Pinau besluit ons gaan die Casal de Loivos staproetjie stap. Dit is so 8.5 km, 3 ure. Jy kry ongelooflike uitsig van bo af, oor die rivier, oor die dorpie. Dit is absolute moed. Maar dit is dalk 3 ure, maar as jy nie fiks is nie, kan dit dalk 4 ure vat. As jy fiks is, dalk 2 ure. Maar is 'n ongelooflike mooi roete en die moeite werd. So al langs die stroompie, dan draai op tot bo teen die walle, stap deur die wingerde en dan weer af, die heel pad weer af tot onder toe.
Nee, dan. Gewoontes. Ons gaan. As jy daar na onder kyk. Hier gaan ons nou weer sak aan die ander kant af. Jo. Ja, dit lyk amper soos 'n die stasie het 'n bietjie tyd by Pinaustasie om foto's te neem en die stasie bietjie te inspekteer en te kyk na al die mosaïek wat 'n storie vertel van die eerste ene, van alles af hoe die mense die wyn goed gaan haal het, die druiwe, elke deeltjie, elke mosaïek vertel 'n storie. So maak tyd en gaan kyk daarna. Die woorde op 'n bordjie, life is too short, take the trip, buy the shoes, eat the cake, is so van toepassing op die Hostel Douro Backpackers. En dis nie 'n backpackers nie, die plekkie van Petra en Sarah is alles behalwe net 'n gewone backpackers. Dis eintlik 'n lekker hosteltjie wat jy in die baie leksheid van net kan gaan en kan lekker kuier saam met die mense. Hulle maak dit so ongelooflik lekker, veral as jy hier bo sit by die braaiplek, die kuierplek en jy kyk oor alles uit, dan wil ek jy sommer weer huislik voel. En ek sal dit aanbeveel vir enige persoon. Gaan maak 'n draai daarso. Veral as jy daarso aankom en gee hulle vir jou so welcome drink van 'n wyntjie wat hulle vir jou gee wat jy kan proe en hulle sê dit is wat hier gemaak word. Die wyn, die olyfolie, die port. Doen dit en geniet dit daarso. Jy sal nooit spyt wees. Jy kan by enige ander plek na toe gaan. Maar dalk moet jy eendag 'n draai gaan maak by Petra en Sarah. Volgende dag, toe gaan ons op na die São Cristóvão Douro staproete. Dit is so 10 kilometer. Jy stap om so 4 ure, maar jy klim en dit is ongelooflik daarbo. En as jy gaan vroeg, dat jy so 10:00, 11:00 se kant voor al die busse kom en mense aflaai, dan kan jy daar so wyn proe ook. Dit kos so 15 euros. En dan proe jy wyn, so 4 tipe wyne en jy gaan kyk so 'n toer wat hulle vir jou wys hoe word die olywe gepars en alles in die ou tyd en hoe was wyn gemaak in die ou tyd. So dis so lekker, net so lekker stappie
wat jy deur dit vat. Red wine and also a rosé wine. But first, we have here. It was called the traditional system, hot press, to bring that wheel system over here. And also, they don't use any more the carpets. Basically, set a natural filtration. But first, carry all the grapes from these big buckets, roughly 60 kilos, 100 pounds, on the back from the vineyards over here. And start smashing with their feet. Usually, we say 4 hours an average a day, like a joke. The fermentation is known as turning the sugar in the liquid into alcohol, of course. The most common thing to say, of course. Aquela mesa também no mirador. Here, take this. Verskeie wynproelokale. Stap 'n eentjie rond, vra vir die mense en almal sal vir jou help en vir jou sê, stap na daai ene toe, ry soontoe, gaan doen daai ene. Is dit daar van bo af gekom? Ek moet net sê, wanneer laas het julle 'n toilet gesien op die trek? Die toilet, sy brand is net so 'n bietjie skeef, maar sy daar sit in reg. Toiletpapier, handewaspapier en water. Omgedraai, nou is ons op pad terug. Testemunho de como o trabalho. So was dit weer tyd om terug te gaan op die roete, terug na São Bento toe in Porto. Wat 'n ongelooflike tyd wat ons gehad het, wat ons ervaar het. Of jy moet 'n kar ry, of jy moet die trein ry, of jy moet 'n boot ry, gaan net en gaan ervaar dit. Dat jy saam met my gereis het. Volgende week gaan ons bietjie na Lissabon toe. Die feestelike stad wat binnekant geweldig besig is. Feestelike atmosfeer, stalletjies en alles en besig is en jy moet oppas want jy voel hulle gaan jou goed steel en dan die vlugteling probleem wat hulle het. Op die stasie, op die busstasie wat hulle sit en drink, hulle lê in slaap op die bankies en No video. Okay. No video.